Lees 'n skryfsel van Peer van die Kerk met die naam van Features. My ma was darm slim gewees. Eintlik is alle goeie ma's slim. Hulle weet alles. Dink soms hulle is profete. Hulle weet ook wat gaan gebeur in die toekoms. Jy kan maar jou planne maak, net soos jy wil. Sy weet alles. Sy weet ook 'n ding gaan gebeur, al het dit nog nie gebeur nie. In ons tyd het sy net gesê, weet net, dat ek jou gaan moer as dit gebeur. Dan gebeur alles ook presies net soos sy voorspel het. Jy het ook presies geweet en onthou dat jy gewaarsku is. Dan neuk sy jou gat en jy huil en sy huil later saam. Dan huil man eers omdat sy huil. Een ding wat sy altyd gesê het, wanneer vroue kenmerke het of features, dat daai goed hul sterkpunte is en jou moeilikheid, soos hulle tande of hulle neuse, hul hande en voete en sterte, hare en hul tities, tone. Haar raad was altyd, kyk net vinnig en jy bly stil. Jy kyk nie weer nie. As jy weer moet kyk, dan moet sy jou nie sien nie. Want dan gaan sy begin wonder wat jy kyk en almal weet vandag wat se moeilikheid is 'n vrou wat oor dinge wonder en ook oor jou wonder. So, as ek 'n vrou sien met 'n buitengewone uitsonderlikheid, soos Barbara Streisand se neus of Betty Mulder, dink ek terwille van my eie geluk net mooi goed van dit. Ek weet mos, ek kan baie maklik 'n onvergeetlike foutjie maak. Hulle het in elk geval met daai neuse van hulle baie seksappeal. Is vir my baie mooi. Eintlik is almal met features vir my mooi. Wat nie vir my 'n mooi gesig is nie, is die kere wanneer hulle met hul features 'n probleem vir jou word. En jy het geen idee hoe om die features te hanteer nie. Gister, wyl ek 'n stille oomblik van naakte vrede in my swembad geniet, roep my buurvrou oor die muur. Ek weet mos sy loer. Sy maak net of sy baie ordentlik is, kan nie oog deur die skreefie sien. Pierre, that small 3-step ladder of yours, may we borrow it? Yes, why? I hear you are in the pool. Whenever you are finished. Maar sy kan darm lieg, dink ek. Ek klim saggies in die water, sodat niemand moet weet nie. Sit die ding oor die muur en vlieg na die huis dat hulle weet dit is hier. Loop huis toe. Net hier voor die rekenaar kom sit, seker in 'n paar minute, toe hoor ek die skrou van ander kant die muur af. Wesenlik. Toe ek daar kom, sien ek al my buurvrou se alternatiewe features, soos wat ek dit nog nooit gesien het in een van haar ligte boob-tube rokke nie. Please come and help, please help, come. Daar hol sy. Ek met my koddige lyf oor die muur agterna. Ander buurvrou het op die leer geklim om 'n gordyn te hang, en daar val sy van die leer af. Tussen die wasbak en toilet in, en daar sit sy vas. Water spuit 'n lang straal, want sy het hul bidet se pyp gebreek. Daar slot sy 45 grade tussen als vas. Sit vas, die hare deur mekaar, en water wat spuit en sy brul soos 'n leeu. Poel, skree sy, steek die arm uit. Ek staan op hulle gladde teels vol water en poel, en ek kan nie poel nie. Sy sit vas. Sy is te swaar vir my poel, en ek gly. Poel, skree sy vir my. Haal met die een hand die tande uit, sit dit in die wasbak, wat nou besig is om effe skuins te draai. Die onderste voet is besig om sy grip op die vloer te verloor en sy begin amper op die knie staan. Is ongelukkig die 5 hande vol bors wat alles hierbo breek.
man moet met die ding werk, of optel, of aftrek, of iets, want niemand gaan haar nou kan regop trek nie. Ek moet iets met jou dit doen, anders gaan ek niks reg kry nie. Why my dad? Kyk sy vir my vies, verbaas aan met 'n bloedrooi plooi op die wit gesig. Because it is stuck. What must I do? I need to release it. Ek werk en ek kyk. Want die begin nou al vir my reguit in die gesig kyk met 'n groot, moerse, verskriklike, bruin oog. Sy kyk. Alternatief 2 kyk. En ek kyk wat ek doen. Moedeloos en radeloos. Moet ek dalk die wasbak breek? Het jy Sunlight Liquid seep? Vra ek vir alternatief 2, wat sy eie sproet features spierwit is. Hierdaagse op met 'n bottel rooi Sunlight Liquid. Weet nie presies wat die goed se naam is nie. Gooi dit op die laat dit oral afloop. Moet dit ook onder die kry. Tel op en smeer en hoop. Wil ek nog hoop, woep, daar, val sy deur, op haar knieg. Reverse sy dan daar met moeite stadig agtertoe en uit. Asem is weg. Maak dan die oog toe, wat ek verseker 5 minute in angs en vrees moes aankyk, wil die seep van haar lyf orals afdrup. Agtermiddag, net voor die reën, is ek weer baie stil in die swembad. Sy het oor die borse verband gedraai en sit met haar japon aan. Tande is ook weer terug, lang sigaret en rook. Did you see what he did? Hoor ek haar sê. Ja, I did. I'm thinking about that, sê haar maatjie. Do you think he did that deliberately? Yes, why not? You know you are beautiful. Stilte. You never know a thing about that man, a strange, bloody creature. If he did touch you deliberately, he must be a bloody pervert. Weer stilte. Told you, it is never safe inviting any man to our house. You never know what creaky plans they come forth. My ma was daarom slim gewees. Sy het net goed geweet nog voor dit ooit gebeur het. Het sy als geweet.